Goeiemôre broers en susters. Hartlik welkom by ons erediens vanoggend. Daar's nog 'n paar in die voorportaal wat instap, maar dis reg. Voordat ek 'n paar afkondigings doen, is hier 'n advertensiebreek. Kyk gou wat die kinders vir ons doen. Baie duidelik, 10 Junie jeugaksie. Ons sê hartlik welkom aan almal by ons erediens vanoggend. Hartlik welkom ook aan almal wat inskakel op die uitsending. Mag die Here ons ryklik seën in dit wat hier gebeur. En hartlik welkom ook aan Dominee Johannes Oukamp wat vir ons die erediens lei. Hy's 'n ou bekende by ons. Dominee Johannes is soos Rietvallei se Dominee Sloet. Hy's aan Rietvallei verbonde, maar hy's besig met besondere ander evangeliseringswerk, Topia bediening, en hy gaan na die diens ook net enkele sake weer daaroor sê. Ons gemeente ondersteun ook vir Dominee Johannes in die werk wat hy doen. Baie dankie ook, Johannes, dat jy hier is vanoggend. Hy gaan die erediens waarneem en ook die nagmaal bedien. So ons het nagmaal vanoggend, en om die nagmaalreëlings net weer vinnig deur te gee in die voorportaal, u gesien is daar die kelkies en ook brood. As jy dit nog nie vir jouself 'n kelkie of brood geneem het daar net, doen dit asseblief. Die wat graag die beker tydens die nagmaal wil gebruik, moet sommer net die voorsitter of net 'n aanduiding gee. Dominee Johannes sal onder leiding van Jan de Beer, die ouderling, dan net op die regte oomblik vra wie wil graag die beker gebruik, en is welkom om dan daarvan te gebruik. Ons nagmaalreëlings is sodat die wat aansoek gedoen het van ander gemeentes om saam nagmaal te gebruik, is toestemming en is hartlik welkom. En as jy nou nie gevra het en jy's 'n besoeker vanoggend en jy's 'n meelewende lidmaat by jou gemeente, ook hartlik welkom. Ons beperk ons nagmaal tot belydenende lidmate, met die uitsondering van dooplidmate wat op 'n spesiale manier aansoek gedoen het en dan die nodige geloofsgesprekke gehad het. Ons gaan die brood almal saam eet, so wag maar net, Johannes sal dit mooi sê, wanneer hy sê, neem, eet, dink daaraan, en so aan die formulierwoorde, dan eet ons almal saam gelyk die brood, en so ook met die wyn. En sit dan asseblief die leë nagmaalglasies in die voorportaal na die diens, en baie dankie ook vir die diakens, vir die voorbereidings, vir die nagmaal, en as daar iemand is wat graag wil help om die nagmaalkelkies te was na die tyd, baie dankie ook daarvoor. Ons gemeente het gister verjaar. Ons is nou 39 jaar oud en ons dank die Here vir baie seëninge en vir baie genade oor 39 jaar. En ons bid dat die Here ook die volgende 39 jaar en meer ons gemeente so sal dra. Baie dankie ook vir die heerlike fees wat ons al gister kon begin hou het en wat vandag voortgesit word, die bazaar gister. Ons wil graag vir Alwyn en sy reëlingskomitee, besonder vir Ilda van der Merwe, hartlik bedank. Die kerkkantoor, Sennie en sy span wat hard gewerk het, Bertus Koeman, Bernard van der Merwe vir die terreinuitleg. Dankie vir NG Kerk Groot Mariko wat ook kom deel het aan ons fees. Elkeen wat bygewoon het en bygedra het tot die sukses van die dag. Dankie vir die borge vir groot pryse. Dankie ook vir Foster Fourie vir drukwerk wat hy kosteloos vir ons gedoen het. Na die diens is daar tee en koffie, want die fees word voortgesit vandag. Daar is ook cupcakes, as sien 39 is so mooi uitgepak daar op die tafels. Hartlik welkom om daarvan te kom geniet. Dankie Adriana en Rianet, wat 400 cupcakes vir ons gebak het. En dan is die hoenders, ja. Dan is die hoenders besig om gebraai te word. 230 van hulle wat gelyk gebraai word, is nogal indrukwekkend, die wat dit nie gesien het nie. Die wat hoenders bestel het, dit sal 11 uur gereed wees. Bring jou eie bakke en eetgerei as jy dit saam hier wil kom eet, of as jy dit wil huis toe vat, onthou jou bakke daarvoor. Hoender en slaai, en Helena sê daar is nog so 40 van die hoenders beskikbaar, saam met bykosse. Direk na die diens kan jy met haar praat daar in die saal, sy verkoop dit, sy hanteer die kaartjie verkoop daarvan.
Dan onthou asseblief om weekliks die Wapad Rand 1 nuus te lees. Al die inligting is daar en ons kan nie alles so afkondig hier by die erediens vanoggend nie, is baie belangrik. Kyk daarna, daar is baie belangrike inligting en dit word baie duidelik daarin deurgegee. En op volgende Sondag, 5 Junie DV, weer 'n gesamentlike erediens, want dit is Pinkster Sondag en ons kry vir Dominee Malwande en Ndonga om ons die prediking te hanteer, maar ons het ook dope. Ons het 3 kindertjies wat gedoop word volgende Sondag. Dan, broers en susters, het ons die hartseer dat ons gehoor het sopas dat broer Jaap Skoen gisterand oorlede is. Hy was geruime tyd siek, het ek verneem. Ons is baie hartseer saam met Rita en die hele gesin en familie. En ons bede is dat die Here hulle sal troos en dra in die tyd. En soos wat ons gebruik is, kom ons staan vir 'n oomblik op om ons meelewing met hierdie gesin en familie te betuig. Baie dankie. Hartlik geluk aan almal wat verjaar vandag en in die week. Is daar iemand wat bereid is om hulle hande op te steek dat ons hulle kan gelukwens? Nou. Mag die Here ryklik seën in die nuwe lewensjaar. Dan broers en susters, moet ons vanoggend losmaking gee aan ouderling en diaken. Ouderling Fritz Nagel was vir baie kort tydjie ouderling, ons het hom amper al leer ken en toe moes hy ongelukkig weens werksomstandighede weer terug gaan Messina toe en in sy afwesigheid vir ons vir ouderling Fritz Nagel dan ook hiermee ontslag gee. En dan diaken Frikkie Venter. Frikkie, staan net vir 'n oomblik op asseblief. Daar agter staan Frikkie. Frikkie het so baie die afgelope 11 jaar vir ons gemeente gedoen dat ons iets spesiaal net oor hom moet sê. Hy was 'n diaken, hy was die diakoniese koördineerder vir sekere dinge wat hulle moes doen. En Frikkie het begin om by die pakhuis te help, maar gou-gou het dit sommer 'n klomp ander goed ook geword. Hy het aankope gedoen, hy het geld gaan bank, hy het selfs onderhoudswerk op die terrein gedoen, kleiner onderhoudswerk. Hy het selfs gras gesny oor Desember as hy niemand anders was nie. Frikkie het by Sunrise Naskool begin betrokke raak, hy het kinders aangery en Frikkie het altyd vir ons vleis gebraai. En nou het Frikkie se omstandighede so verander, het hy is bietjie siek en kry behandeling in Oudtshoorn en nou trek hy so intoe. En ons is baie hartseer om vir Frikkie te verloor. Die mooi gesindheid, Frikkie, en die glimlag en die manier waarop jy net altyd hulpvaardig was en bereid was om te help, het ons almal diep getref en ons is baie hartseer dat jy nou nie meer in ons gemeente gaan wees nie. Ons wil die Here se seën vir jou en Hetty toebid en mag sy sommer spoedig weer beter word en mag die Here vir julle groot genade gee en mag dit met julle goed gaan daar in Oudtshoorn. Baie dankie dat jy op so 'n mooi manier jou amptswerk as diaken gedoen het. Hiermee gee ons dan graag ook vir jou ontslag as diaken. Dankie Frikkie. Kom ons bid nou saam. Hemelse Vader, U is vir ons baie goed. Ook in ons swaar kry, ook wanneer ons dink aan Jaap wat oorlede is, dan is U vir ons nog steeds goed, want U bly ons Hemelse Vader, van altyd tot altyd is U daar, van altyd af het U ons uitgekies en dra U ons. Ook in ons vreugdes is U ons Vader. En ons dankie dat ons dit so mag weet, dat ons so in die teken daarvan hier by mekaar kan wees. Dankie Here vir 39 jaar waarin U ons gemeente gedra en geseën het. Deur goeie tye, ook deur moeilike tye. En dankie dat dit nie oor een van ons gaan nie, maar oor U alleen en dat ons daarom met soveel sekerheid en hoop en troos die toekoms kan ingaan. Laat Heer U seën op ons daal. U guns uit Sion ons bestraal. U wat beveel en dit geskied, laat Heer U seën elke dag oor ons gebied. Ons dankie vir Dominee Johannes wat hier is,
die erediens te lei en die nagmaal te bedien. Ons bid dat U hom sal seën, dat U ons elkeen sal troos en voed en vermaan deur die woord wat hier ons verkondig word. So bid ons dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Dankie Johannes. Goeiemôre almal. Wat 'n wonderlike voorreg om so saam te kan feesvier. Nie net omdat die Here julle gemeente seën met 'n verjaarsdag nie, maar ook omdat dit sy opstandingsdag is en ons pas hemelvaart gevier het. Mag die Here ons dan ook verder seën. Kom ons raak stil en ons ontvang sy seëngroet. Daarna gaan ons saam bid en dan gaan ons saam ons gebed voortsit deur lied 266, die Onse Vader. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, genade, vrede en barmhartigheid van God ons Vader, ons Here Jesus Christus in die kragtige werk van die Heilige Gees. Ons Here, ons Vader in die hemel, o ons Here Jesus Christus, o God drie-enig, Heilige Gees. Ons lof en aanbidding gaan ons nou vir U toesing. Ons maak U groot, Here, want wat is groter as U? Wat is kosbaarder as om so saam te kom en ietsie soos die engele U te loof en prys in sang en gebed en aanbidding. Ja Here, ons kom en ons bely dat ons hele lewe 'n offer is wat ons aan U bring, om uit dankbaarheid te toon dat U ons liefhet en ons uit U liefde leef. Ons bid, Here, in kinderlike afhanklikheid as ons net nou U woord gaan oopmaak, dat ons U direk sal hoor en lei ons soos ons ook U woord verklaar. Ons bid dit in Jesus Christus, ons Here se naam alleen. Amen. Amen.
deel van ons lofsang vanoggend wil ons 2 liedere sing. Ek roem u naam en dan ook Psalm 100, die Tosjesberuiming, al 4 die verse en daarna kan u weer gaan sit soos ons speel voor die wet van die Here. Ek wil
Nou dat ons die Here geloof en prys het, wil ons onsself ook voor hom verootmoedig. Ons sit onsself ondersoek in voorbereiding vir nagmaal hierdie week voort en ons speel ons in God se wet, sodat ons opnuut herinner word dat ons na hom toe moet bly vlug. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hul vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons antwoord op die wet deur te sing, U te ken. Daarna bly staan, dan gaan ons geloof saam bely. Again.
Kom ons bely nou saam dit wat ons pas gesing het, waarna ons smag om ons Here meer en meer te ken. Kom ons herinner onsself, wie is hierdie Here wat ons aanbid? Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die hangste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Sit gerus. Waar ons in 'n feesstemming is, wil ons fees wat ons nou vier, om dankie te sê vir die Here vir 39 dae, vanoggend bietjie fokus en verkyk na 'n huweliksfees wat voorlê met die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Ek wil vir ons lees 2 skrifgedeeltes uit die Evangelie van Johannes, hoofstuk 14 en dan ook 'n stukkie uit Openbaring, hoofstuk 19. Met die klem op hierdie fees wat voorlê en wat gebeur nou voor daardie fees gaan plaasvind. Johannes 14, dit is na Jesus nou met sy disippels voete gewas het, sy verraaier aangewys het en vir hulle gesê het dat hy weggaan, dat Petrus hom gaan verloon. Lees ons nou vanaf vers 1 hoofstuk 14. Julle moet nie ontstel wees nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. En julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. En dan kom die vraag van Thomas wat nou maar vra, maar waar is daai weg? En dan verduidelik die Here vir hom, maar hy is daai weg.
Dan wil ons ook lees uit Openbaring. En ons gaan lees Openbaring hoofstuk 19. Hier het al baie lof plaasgevind. Ons vind die bruilof van die lam is die opskrif hierso. Ons wil lees vanaf vers 7. Laat ons bly wees en juig en aan hom die eer gee, want die bruilof van die lam het aangebreek. En sy bruid het haar daarvoor gereed gemaak. God het haar dit vergun om fyn, helder, blink klere aan te trek. Hierdie fyn klere is die regverdige dade van die gelowiges. Die regverdige dade van die gelowiges. Ons het pas hierdie week ook fees gevier en onthou, ons Here Jesus Christus het nie net opgestaan nie, maar hy het ook opgevaar na die hemel. En hy sit in die regterhand van God. Dit het ons nou net bely. Maar as ons dink aan daai gedeelte in Handelinge, dan verskyn die engele mos ook daar aan die disippels, en terwyl hulle so opkyk na die hemel, vra hulle vir hulle, maar waarvoor soek julle? Waarna kyk julle? En dan maak daar die engel 'n belofte en sê, maar soos jy die Here sien opvaar het, gaan hy ook terugkeer. Nou, in ons skrifgedeelte in Johannes 14 praat die Here en bemoedig hy sy disippels voor die tyd en hy sê vir hulle, maar ek gaan nou weg, en dis waarvan hy hier gepraat het, sy dood en sy opstanding en dan sy hemelvaart. En hy sê, ek gaan om vir julle plek gereed te maak. Nou, kom ons probeer hierdie gedeelte verstaan binne die konteks van die lyn wat ons reg deur die Bybel vind. Dat ons verhouding met die Here is soos 'n huweliksverhouding. Ons het gelees in Openbaring van wanneer die Here weer kom, is daar 'n bruiloffees. En dis die bruilof van die lam, waar die bruidegom gaan trou met sy bruid. Maar hierdie, ek gaan om vir jou 'n plek gereed te maak, kan ons ook mooi verstaan as ons 'n bietjie die agtergrond verstaan van die huwelik in 'n Joodse samelewing van daai tyd. Want gewoonlik is die verloving al asof jy getroud is. As daai verloving plaasvind, is die verbond al gesluit. En dan wat gewoonlik gebeur is, dan gaan die bruidegom nou na sy pa se huis toe. En dan gaan maak hy 'n plek gereed vir hom en sy vrou. Hy gaan om vir haar plek gereed te maak by sy pa se huis. En dan wanneer daai voorbereiding plaasvind en dit klaar is, dan kom daar 'n prosessie en dan kom hulle om nou die bruid te gaan haal en dan vind die bruilofsfees plaas en word die verloving nou 'n huwelik. As die Here dus vir ons sê, ons wat in hom glo en bely, dat hy gaan om plek gereed te maak vir sy disippels, dan sê dit ook vir my en jou wat glo. Ons is dus nou in verlovingstyd. Ja, klaar verbind aan ons bruidegom as die bruidskerk van die Here. Maar dis verlovingstyd. En ons wag met afwagting en opgewondenheid vir ons bruidegom om ons te kom haal. En nou is ons bruidegom, ons verloofde bruidegom, by sy pa.
in die hemel. En hy gaan terugkom om my en jou, sy verloofde bruidskerk, te kom haal. Wat 'n vooruitsig. Kom ons dink dan vanoggend aan ons tema wat sê, verloofde bruid, dis nou ek en jy wat glo, verloofde bruid, wees feesgereed, terwyl jou bruidegom besig is om vir jou 'n plek voor te berei. Wees feesgereed, wees gereed, want jou bruidegom gaan terugkom. Hy maak vir jou 'n plekkie gereed. Mense kan ons indink, as ons bietjie net dink aan ons moderne tyd in 'n huwelik, daai tyd wat daar is tussen die verloving en die troue is mos baie voorbereidings, né? Ons wag nie passief nie, dis aktief. Ek kan onthou hoe daar gesit is in daai bruidsrok en elke pareltjie vasgewerk is, né? Die voorbereiding vir daai huweliksfees. So hierdie wag is nie 'n passiewe wag nie. Ons berei ons voor. Ons berei ons voor om feesgereed te wees. So kom ons fokus op twee dinge. Aan die een kant fokus ons in hierdie voorbereidingstyd, maar wat doen ons bruidegom in die hemel? En tweedens gaan ons dan kyk 'n bietjie, wat is die kernstrepe wat ons kan trek, want daar's verskriklik baie, maar wat is die kernstrepe vir hierdie voorbereidingstyd? Wel, ons het pas hemelvaart gevier. En nou, volgens ons belydenis sit ons Here Jesus Christus aan die regterhand van sy Vader. Ons het dit net nou bely. Katekismes is vir ons ook bekend, né? Dit gaan oor regering, né? Die Here is die koning nou van alle konings volgens Kolossense. Hy is hoër as enigiets anderste. Ons dink aan Matteus 28, aan my is gegee alle mag in hemel en op aarde, né? So ons Here Jesus Christus regeer nou aan die regterhand van sy Vader, die geskiedenis, en dit speel af op hierdie bruilofsfees, op hierdie oomblik wanneer hy weer terugkom en sy bruid kom haal. Regeer hy die geskiedenis. Regeer hy dag vir dag. Beskerm hy my en jou. Help hy my en jou dat ek vashou aan hom. So daar's 'n regeergedeelte. Maar in sy mensheid is hy ook die offer wat in ons plek nou in die hemel is, en hy tree vir my en jou in. Ek het betaal. Hy bid vir my en jou. Kan jy dit indink? Jou worsteling, jou vreugdes, jou seer, jou sugtende woorde bring die Here en maak daarvan die heerlikste geur wat God sy Vader aanneemlik is. So, hy regeer as koning, hy tree vir ons in. Hebreërs sê ons het nou 'n ander tipe hoëpriester nou in die hemel. 'n Hoëpriester wat een keer ingegaan het en nou eens en vir altyd vrede en geregtigheid bewerkstelligheid vir ons wat in hom glo. Deel dan ook van hierdie opgaan na die hemel vind ons in hierdie eie skrifgedeelte wat ons gelees in Johannes 14, net daarna die uitstorting van die Heilige Gees. Nou, ons Here gaan op om plek voor te berei, maar in hierdie proses om ons voor te berei, stuur hy vir ons sy Heilige Gees. Die grootste gawe wat God aan ons kon gee, die Heilige Gees. Die Heilige Gees word dan aan ons gegee
om ons te lei en voor te berei, sodat ons fees gereed kan wees. So die Here regeer ons ook deur sy Gees. En dan sien ons, in hierdie voorbereidingstyd is die fondament geloof. Die kosbaarste geloof, wat ons lees in 2 Petrus, as 2 Petrus praat van die verleiding wat in die kerk gaan kom, die valse profete en die spotters, dan praat hy van die kosbaarste geloof. Christus wat nie met geld betaal het nie, maar met sy bloed. Ons gaan dit net nou herdenk. Hy het sy lewe gegee vir lewe vir my en jou. So die voorbereidingstyd is 'n tyd waar die Heilige Gees aan ons die geloof skenk en ons hom in die geloof omhels en nou volhardend bly glo. Die oog gefestig op Jesus tot hy weer kom. Maar hierdie voorbereidingstyd stop nie net by geloof nie. Nou word ons soos ons bruidegom. Ons begin sy karakter kry. Die Heilige Gees, die gawe wat hy vir ons gee vir ons die woord. Hy werk in ons harte, hy maak ons harte nou, soos Esegiel sê, nie meer klipharte nie, maar nou is dit vleisharte. Harte wat nie wil net sê, moet nie, maar harte wat sê, ek wil, Here, ek wil, wees my swakheid by. En die Heilige Gees dring ons nou, en dan vind daar nou 'n groeiproses plaas. So die voorbereiding is gebaseer op die geloof, maar vanuit die geloof is daar groei na die beeld van jou verloofde bruidegom. 2 Petrus gee ons in hoofstuk 1 vir ons so mooi proses van daai groei, né? Voeg by, hy sê, werp alles in die stryd om by te voeg, daai voorbereiding. Dink maar daai vrou wat die rok voorberei. Berei jou huweliksrok voor. Hoe? Deur by te voeg by die geloof. En dan gaan dit kennis en selfbeheersing, dan gaan dit oor tot liefde vir God en liefde vir jou naaste en liefde dan vir die wat ver is, vir jou broer en suster. Dit bou so op. Ons teksgedeelte het gepraat van dade van die gelowiges. Daar is 'n groeiproses. Ons loop nou in die voetspore van ons bruidegom. En hoe doen ons dit? Die Heilige Gees werk in ons en ons leef elke dag van ons daaglikse manna. Die Here het ons gesê, ons lewe nie net van manna nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. So die Here het vir ons sy woord gegee, hy het sy Gees vir ons gegee, wat vir ons gawes gee en ons groei. En waar vind dit plaas? In die gesin, in die gemeente, oralste waar die Here ons plaas. So, deel van hierdie groei en deel van wat op die geloof bou, vanuit ander gedeelte in die skrif, is dan ons getuienisrol. In ons voorbereidingstyd gebruik die Here ons om sy bruidskerk te versamel. Dis hoekom hy wegbly. Hy gee geleentheid dat sy bruid bymekaar gemaak word. Dis nie omdat hy ons vergeet het nie. Nee. Dis wat die spotters sê. Hy het ons nie vergeet nie. Hy gebruik ons. Hy maak ons bekwaam. Kan julle onthou toe die Heilige Gees se belofte vir die disippels gedeel het hy vir hulle gesê, wag, moet nog nie gaan nie. Julle sal my getuies wees, maar wag tot die krag van bo kom. So die bruidegom wat weggegaan het, is ook die een wat by ons is deur sy Heilige Gees en ons nou help om voorbereid reg oog te hou op daai dag wanneer hy weer kom. Hoe? Deur te glo, deur te groei en deur te getuig.
deur ons lewe, deur ons woorde, die blye nuus van ons bruidegom met ander te deel, sodat die bruidskerk se getal vol kan word. So as ons nou vandag fees vier, in die lig van die naweek wat ons herdenk, maar ook in die lig van ons nagmaalsfeesviering, wat ons net nou gaan herdenk, gaan ons hierdie refrein hoor, as ons luister na die formulier, gaan jy net hoor, hierdie grootse genade, hoe die Here als by mekaar sit, in die musiek wat ons sing, daai hinkering net nou, was dit nie so mooi nie, daar's net een ding wat ek begeer, en dis U, o Here. So kom, verloofde bruid, hou jou oog op jou bruidegom. Ons is in swaar ekonomiese tye. Daar is goed wat nie regloop volgens ons verstaan nie. Maar moenie bly afkyk nie. Moenie daar vaskyk nie. Kyk deur jou omstandighede. Kyk na die groot prentjie. Onthou, jy's in verlovingstyd. Die bruilof lê voor. Hou dit in gedagte. Hou jou fokus op jou bruidegom en berei jouself voor, volhardend te glo, te aanhou bly groei en van hom te getuig. Amen. Geliefdes, ek gaan vir ons nou net herinner waarom hou ons nagmaal en daarna gaan ons net gou voorberei en terwyl ons dit doen gaan ons dan 'n lied sing, Laat my nooit U grond verlaat nie, 'n smagting wat Koos Doep geskryf het en dan gaan ons die voorreg hê om so gesamentlik die nagmaal te vier. As ek die formulier voorgehou het en iemand wil saam met die beker drink, soos Dominee Rassie gesê het, moet jy net vir ons 'n aanduiding gee. En dan gaan ons die nagmaal saam vier. As jy dalk nog nie 'n kelkie of 'n broodjie gekry het nie, kan jy gou ook nou vir u gaan haal. Kom ons luister nou na die formulier van die nagmaal. En ek weet, dit is so maklik om nou af te skakel. Maar hierdie woorde is eintlik so besonder saamgestel. Luister met 'n gefokusde hart op die Here na die instellingswoorde van die heilige nagmaal. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir jou of vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of hierdie beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Om die nagmaal reg en troostryk te vier, is dit vir ons nodig om onsself vooraf reg te ondersoek en dit tot sy gedagtenis te gebruik. Die selfondersoek het 3 hoofpunte. Ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking, ons met diepe berou hiervoor voor God verootmoedig. As ons self in die wet spieël, dan weet ons, elkeen van ons is 'n moordenaar. Elkeen van ons is 'n egbreker. Ons kan nie op ons eie nie, want die Here sê, as jy kyk met jou oog,
of praat met jou mond, is jy 'n egbreker en 'n moordenaar. Dit dring ons, daai wete, as ons spieël in die wet, dat ons 'n verlosser buite onsself nodig het. Ons moet die vaste belofte van God glo, dat al ons sondes alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is, en dat sy volkome geregtigheid ons toegereken en geskenk is. Ons moet die opregte begeerte hê om met ons hele lewe dank aan God te bewys. Opreg voor hom te leef en in ware liefde en eengesindheid met ons naaste te lewe. Wie so gesind is, wil God in genade aanneem en in die seëning van die nagmaal laat deel. Maar hulle wat hardnekkig en sonder berou God se gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulself. Daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars, towenaars, waarsêers, die wat aan hulle glo, godslasteraars, skeurmakers in kerk en staat, mynediges, ongehoorsamers, moordenaars en toosoekers, egbrekers, hoereders, dronkaards, diewe, rowers, dobbelaars en gierigaards, om nie na die nagmaal van die Here te kom nie. Want niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe het deel aan die ryk van Christus nie. Dit klink amper of nie een van ons kan kom nie. Klink dit nie so nie, as ons na hierdie lysie luister? Maar die woord hardnekkig is belangrik. Tog kom ons nie na die nagmaal omdat ons onsself sondeloos en volmaak ag nie. Inteendeel, ons kom juis omdat ons lewe buite onsself in Christus soek. Daarmee erken ons dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad nog baie gebreke, kan maar sê sonde, gebrek aan geloof en ywer in God se diens, aan liefde tot God en ons naaste. Ons het egter deur die genade van die Heilige Gees van harte berou oor ons sondes en begeer opreg om volgens al die gebooie van God te lewe. Daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem en waardig maak om deel te hê aan die hemelse spys en drank. Kom ons dink oor die doel. Die Here leer ons die doel van die nagmaal wanneer hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Ons moet onthou. Om dit te doen moet ons opreg glo dat hy deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is, dat hy ware mens geword het en as sondelose lam die toorn van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedra het. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid God se wet vir ons vervul. Hy het ons smaad, hoor daarso jou, my smaad. Hy het ons smaad gedra, sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel, sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespyker om die skuldbrief van ons sondes daaraan vas te naal. So het hy ons vervloeking op hom geneem en ons met sy seun te vul. Hy het helse pyn en smart en bange godsverlatenheid gelei toe hy uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Sodat ons nooit meer deur God verlaat sou word nie. Eindelik het hy met sy dood en bloedstorting die ewige genadeverbond bekragtig met die woorde, dit is volbring. Wanneer ons so aan hom dink, word die tekens van brood en wyn telkens weer 'n versekering dat hy hom in ons plek oorgegee het en dat hy ons so seker met sy liggaam en bloed voed as wat ons die brood
en wyn eet en drink. So wil die lewende Christus deur sy Gees ons van sy liefde verseker en ons tot die vaste wete bring dat ons ook tot hierdie genadeverbond behoort, geloofsgesekerheid. Elke maal as ons nagmaal vier, verkondig ons sy dood totdat hy kom. Daarom laat die fees van die nagmaal ons ook met groot verlange uitsien na die bruilofsmaal van die Lam. So leer die nagmaal ons om die enige kruisoffer van ons Here Jesus Christus as die enigste grondslag van ons saligheid en geloof te omhels. Daar is sy liggaam gebreek, sy bloed vergiet tot volkome versoening van al ons sondes, en het hy vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood het hy ook vir ons die lewendmakende Gees verwerf, wat ons aan Christus in die ware gemeenskap verbind en in al sy rykdomme laat deel. Dieselfde Gees bind ons ook as lede van een liggaam in die ware liefde saam, omdat ons almal aan die een brood deel het, is ons almal een liggaam. Daarom moet ons almal wat deur die geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid in liefde en met woord en daad teenoor mekaar bewys. Mag God deur sy Gees ons daartoe help. Amen. Kom ons bid saam. Barmhartige God en Vader, ons dank U dat ons die troostryke gebeurtenis van U Seun Jesus Christus se bittere dood mag gedenk. Ons bid U, gee deur U Heilige Gees 'n opregte vertroue in ons hart, om ons al meer aan die Seun oor te gee, sodat ons met hom die hemelse brood verkoop word en nie meer aan ons sondes nie, maar aan hom mag lewe. Verseker ons dat U ons genadige Vader is en ons U kinders en erfgename. Help ons om onsself te verloon, ons Heiland te bely en met verlange te wag op sy terugkoms, wanneer hy ons in ewigheid tot hom sal neem. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, om Jesus ontwil. Amen. Kom ons sing dan nou saam, terwyl die tafel dan ook voorberei word. Ek weet, hulle het gesê, die kinders moet 9:30 gaan vir die klein groepe. Sal dit nou wees, of gaan ons eers die nagmaal saam klaar vier? Eers nagmaal en dan gaan die kinders. Die kinders kan maar dus gaan. Goed, so die kinders kan dus nou gaan vir julle klein groepe. To
jou hart tot Jesus Christus, ons voorspraak aan die regterhand van die hemelse Vader, en wees verseker dat die Heilige Gees jou net so seker met Jesus se liggaam en bloed versterk, as wat jy die tekens van brood en wyn tot sy gedagtenis ontvang. Die brood wat ons breek, is die liggaam van ons Here Jesus Christus. Gedenk en glo dat sy liggaam gebreek is tot volkome versoening van al jou sondes. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Hy het sy bloed vergiet tot volkome versoening van al jou sondes. Neem, drink almal daaruit. Onthou en glo dat Jesus vir jou sy bloed gestort het. Is daar iemand wat uit die beker wil drink? Ons kan 'n aanduiding kry. Kom ons verhef ons harte nou tot ons Here met Psalm 103. Ons doen dit dan bidend saam. Loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goeie tierenheid en barmhartighede. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goeie tierenheid. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goeie tierenheid oor die wat hom vrees. So ver as die ooste verwyder is van die weste, so verwyder hy ons oortredinge. Soos 'n vader ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Hy het self sy eie seun nie gespaar nie, maar hom vir ons almal oorgegee en ons alles genadiglik met hom geskenk. Daarom sal ons mond en hart die lof van die Here verkondig, van nou af tot in alle ewigheid. Barmhartige God en Vader, ons dank en loof U dat U die heerlike beloftes van die evangelie met hierdie nagmaal aan ons bekragtig. Ons dank U dat U U eniggebore seun geskenk het as middelaar en offer vir ons sondes. Ons dank U vir die ware geloof waardeur ons deel kry aan die offer van U seun. Ons bid U, laat deur die werking van die Heilige Gees die verkondiging van die dood van ons Here ons daagliks laat groei in die geloof en in die heerlike gemeenskap met Christus, om sy naam ontwil. Amen. Nou dat ons ook herinner is deur die brood en wyn, 'n teken wat die Here vir ons ingestel het. Kom ons sing ten slotte saam. 2 liedere, U is die lig, en dan ook lied 267, al 4 die verse, en daarna gaan ons die seën van die Here ontvang.
Geliefdes, daai woorde staan nou daar. Ek wil tog ietsie net vir ons die seën van die Here ontvang deel. Verlede week het Engelet my gekontak gesê, maar watse liedere gaan jy sing? Wil jy sing vir die erediens? En ek sê toe vir haar, jong, Dominee Zander het ewe skielik COVID Woensdag, ek het 'n begrafnis en nog 'n ander preek. Ek is nog glad nie by Waapadrand vir hierdie week nie. En sy gaan toe voort en kies liedere, want dit moet ingeoefen word. En Dinsdag, toe laat weet ek haar nou, dis die rigting waarin die prediking gaan beweeg. En sy maar net kyk na die laaste 2 liedere dat dit pas, en ek verduidelik vir haar hele gedagte van die bruilofsmaal. Toe die Gees haar al gelei om verlede week hierdie lied te kies. Hoe die Here saamwerk. Ons moet nooit dink die musiek is iets apart nie. Dit is 'n totale aanbidding. Dit is, baie dankie vir julle ook, hoor. Vir ons lei in die lof aan die Here. Het ons nou 2 liedere gesing? Ek wil nooit sê, ek besef nou ek het verkeerd. Ons gaan nog 'n lied eers sing, dan gaan ons die seën uitspreek. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën, die Here sal jou beskerm en tot jou redding verskyn. Die Here sal jou genadig wees en jou gebede verhoor. Die Here sal aan jou sy vrede gee. Amen. Kom ons bid hierdie week saam. Dank jou bruidegom wat vanuit die hemel regeer en vir jou intree en vra dat jy sal bly glo, groei
en getuig. Kom ons maak dit ons gebed hierdie week. Ek wil vir ons so kort voorleggingkie doen. Ek weet die tyd is beperk, so ek gaan nie lank praat nie. Toe ons nou daai lied gesing het hier aan die einde, toe begin ek trane pik. Dit is interessant hoe emosies werk. Jy weet, met die bedieningswerk van Topia, moet ek baie keer van die huis af weg wees. Ek was pas weer vir 6 weke nie by my gesin nie. En dis die lied wat my vrou altyd met ons kinders sing in die aand. Maar goed, so het dit my net geraak. Volgende skyfie asseblief. So, Topia se strategie is, daar's baie kerke, maar daar's nie leiers nie. Nie goeie leiers nie. Nie herders wat die skape kos gee nie. En ons wil die kerk so die, om vir die skape kos te gee. So, vandag wil ek, net omdat ons tyd beperk is, intree vir die wat betrokke is met opleiding. En dan praat ek nie van my nie, ek praat nie van Topia nie. Daar is 3 manne daarso, in die linkerkantste prentjie, bo sit staan 'n man, daar so Domi Tsidiso, Moletsane. Hy is by GK Sandveld. En dan in die middelskyfie met die wit hemp daar, dis werk in die Oos-Kaap waar ek by oor 'n naweek daar 'n bietjie met sioniste leiers gaan werk het. Maar die man met die wit hemp is die prinsipaal, Dominee Wilbert. Hy is prinsipaal by Dumisani College in die Oos-Kaap. En dan regterkant die een met die groen hemp, daar groet hy ons in die oggend toe ons ry. Hy is nie die netjieste foto van hom nie, maar dis die nuutste een wat ek het, is Dominee Emmanuel Sakala, die prinsipaal by Covenant College in Zambia. Nou, deel van die werk wat ons doen, ons gee ook opleiding by colleges. Maar ons vergeet baie keer die koninkryks opofferings wat mense maak om die Here te volg. En ek wil ietsie van 'n storie vertel. Ek gaan nie al van al 3 vertel nie, maar daar's nie tyd nie. Maar net op ons harte te fokus. En dit gaan vandag oor geld. Koninkryksgeld. En dat ons onsself net moet afvra as individue. Die Here seën ons. Ja, ons is in moeilike tye. Maar is daar nie dalk iets wat ek kan opoffer? Ekstra vir God se koninkryk nie. Dalk daai 1 cappuccino minder. Dalk daai 1 ouderlinge toerusting nie by 'n lodge vir ontbyt byvoorbeeld nie. Kom ek begin sommer hier by Dominee Tsidiso. Dominee Tsidiso se naam beteken troos eintlik, comfort. Hy's gebore in 'n sel. Sy pa het weggeloop, sy ma is in die tronk omdat sy pa nie geld gestuur het nie. Hy's daar gebore. Hy kry 'n ander naam, Jeremia. Dis sy pa se naam, maar sy ma gesê dit is sy naam. Troos. Hy troos my hier in die tronk. Nou, hy word groot by sy ouma, want sy ma werk ver weg as 'n huiswerker. Hy word groot by 'n ouma wat 'n sangoma is, hy neem deel aan al die rituele. En dan wanneer hy 'n student is by die teologiese skool, kom hy eintlik tot bekering. En toe ouma vir hom op bekeer sê, maar kom, ons gaan 'n ritueel by die huis doen, kom help my om die beeste te slag. Toe sê hy, nee ouma, ek kan nie. Toe sê ouma, moet nooit weer terugkom na my toe nie. So die ouma wat hom groot gemaak het, toe hy die Here begin volg, toe verloor hy haar. En hy het haar nooit weer gesien voor haar dood nie. Hy sê sy het wel 'n boodskap vir hom gestuur om te sê jammer sy was so kwaai, maar hy het haar nooit weer gesien nie. Nou Dominee Tsidiso word ook polities groot in Suid-Afrika en hy besluit hy sal nooit in sy lewe Afrikaans praat nie. Ag, kan ek iemand vra, my neus loop en ek nie 'n sakdoek nie. Wil een van julle net vir my daar agter gaan 'n tissue of iets kry as iemand my kan help asseblief, want ek is besig om hierso sout te proe. So baie dankie oom.
Het maar partyke, as jy ons moderne ouens, het mos nie meer sakdoeke nie. Nou is dit die probleem. Verskoon my oomblik. Hy sê ek sal nooit Afrikaans praat nie. Hy's 'n Sotho, hy het in Parys groot geword, hy word beroepman vir Kengtu. En so 8 jaar terug kry hy 'n beroep GK Sanveld toe. Nou Sanveld is in Namibië. Dis 'n gemeente. Hy's 'n gemeente wat die Bushmans in daai suidelike gedeelte van Namibië bedien. So sy lidmate is plaaswerkers of hulle is werkloos. En daai gemeente se traktering het gekom deur sustentasie. Die gemeente het nie geld om hom te versorg nie. So, hy wou aanvanklik nie gaan nie, maar die Here het hom geseën, daai kort vrou is 'n goeie vrou, is 'n kwaai vrou. Sy sê vir hom, ons sal moet gaan. Hy sê, nee man, ek gaan nie soontoe nie. Maar sy sê, ons eers gaan kyk. Hulle gaan toe, hulle bly. Intussen het hy al beroep gekry, maar hy bly. Hy praat nou die pragtigste Afrikaans. Want die tweede diens, toe 15 minute voor die diens, toe bel die tolk om, sê, maar ek kan nie vandag daar wees nie. Nou sê hy vir sy vrou, wat nou? Sê, nou moet jy Engels, moet jy Afrikaans praat. Want jy kan nie praat nie. En hy's nou 8 jaar daar, hulle het 'n kleuterskool daar, wat sy vrou beman elke oggend sonder koste. Hulle bly by 'n skoolterrein wat iemand geskenk het daar net buite Trimiopsis. Maar met die sustentasie wat verminder het, kan hulle hom nie meer trakteer nie. So die geld wat hy kry tans dek net sy pensioen en sy medies. En dit is nou nie my en Rassie en Piet se tipe traktemente waarvan ons praat nie, né? So hy spring toe in en hy koop nou beeskarkasse, sny dit op en verwerk dit en vir die plaaslike skool het 'n koshuis. Dan gee hy nou vir hulle vleis en hulle betaal hom. So hy's nou 'n tentmaker. Maar dit is minimaal. Maar doen goeie koninkrykswerk. Lei ook ouens op. Hy het 2 M'e, hy het 'n M gedoen in vertaling, want hy wil help vir die Bybel, daar die Bybel wat Piet, daai is dit Piet van der Westhuyn, om Klaasie kan onthou. Is van der Westhuyn, maar is nie Piet nie, dis 'n ander naam. Flip, daar's hy. Die werk wat hy gedoen het daar. Maar dit is in 'n baie dis 'n bietjie van 'n suiwere Bushman. Hulle praat nie daai Bushman nie. Hulle praat eintlik 'n meer eenvoudige Bushman. So hulle is besig met vertaalwerk, hy's besig met opleiding. Maar wat nou in die hek geduik het, sien al daai kindertjies daar, so daar's 'n skool daar. Daar's 370 kindertjies. Hy het hulle weekliks bedien, maar nou werk hy vleis. Hy kan nie dit meer, hy kan nie, want hy is op die terrein. Want so daar's 'n koninkryk leemte omdat hy vir homself moet werk. So as so iets jou raak en jy dink jy sou ietsie het om te help met so dominee kom praat met my dat ons 'n plan maak. In die middel is Wilbert, hy's 'n Zimbabweër, hy het 'n PhD verlede jaar gekry in sending by Naas Ferreira by die NWI. Hy verdien R4.000 'n maand. Hy kan nie sy vrou en kinders uit Zimbabwe uitbring nie, want hy kan nie dit bekostig nie. So hy gaan elke 6 maande huis toe. Maar wat gebeur is die internasionale ouens trek weg. Die Free Church of Scotland is weg, die geld kom nie meer nie, so daar moet plaaslik geld gekry word. So GK Oos Londen gee vir hom tans R4.000 'n maand. Dis sy traktement wat hy kry. Hy kry 'n huis daar om te bly, hy het 'n voertuig daar om te ry na die college toe, maar hy het nie kontantvloei nie. Dis 'n man wat in die sakewêreld was voor hy kom beroep het, wat goeie geld verdien het as 'n versekeringsman, maar hy het gesê vir die koninkryk. En dis dieselfde met dominee Emmanuel Sekala. Hy het gewerk by die myne. Ek onthou ons het regtig hy college toegemaak het as hy nie gekom het nie. En in die werksonderhoud het ek hom gevra en ons het gepraat. En een van die dinge wat ons oor gepraat het was versorging. Toe sê hy, man, ek het die kar al gehad, ek het die huis al gehad.
Ek was in die sakewêreld, maar die Here roep my. Wat jy ook al gee is reg. Nou, jy hoor sy hartsgesindheid. So die punt wat ek wil maak is, nou daar's baie koninkryksbehoeftes, dit is mos nou waar. Maar rondom die opleiding, rondom die toerusting van kerkleiers, is die prinsipale wat die colleges bestuur, baie belangrik. Meeste van die internasionale ondersteuning loop, dit gaan weg. En plaaslik moet ons die stokkie optel. En so ek wil beroep doen, ek tree 'n bietjie in vir my broers vandag. Dat as dit jou hart raak en jy sou wil bydra tot die opleiding van kerkleiers. Hierdie is 'n baie effektiewe bediening, want jy kry kerkleiers wat jy oplei wat weer met mense gaan werk in hulle gemeenskappe. En sonder hierdie broers sal daai opleiding platval. Genadiglik het die Here vir ons mense gegee wat ten spyte van aanhou. So as dit miskien jou hart roer, is dit maar net my beroep, kom praat met my, dat ons kyk hoe kan ons dalk van hierdie broers van ons help. Baie dankie, dis al wat ek vandag gaan vertel, want ek weet ons tyd is te min, maar seën vir julle lekker feesvier, en mag die Here julle seën. Baie dankie.